Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom in vanoggend se erediens en wat 'n voorreg om weer vanoggend hier in die naam van die Here te kan vergader. Geliefdes, ons tema vanoggend is Jesus lewe. Lewe ek. Hoe verander die opstanding van ons Here Jesus Christus ons persoonlike lewe? Ons gaan 'n toetrede lied sing en daarna gaan ons bly staan, ook vir die foto en seëngroep en die lofsang. Kom ons sing saam. Vandag kom ons bymekaar in die teenwoordigheid van ons lewende Here. Mag die Here ons seën in hierdie gawe van lewe met sy liefde, met sy genade en mag ons ook bewus wees van sy goedheid en sy sorg in ons lewe. Mag ons beleef hoe die Heilige Gees ons omvou en teenwoordig is in ons lewe. Amen. Dankie geliefdes. Ons skrifgedeelte gaan kom vanuit Lukas 24 verse 1 tot 12, maar voordat ons van die woord van die Here lees, kom ons sit net so en dan buig ons hoofde saam in gebed. Ons almagtige hemelse Vader, U is die bron van alle lewe, hierdie lewe en ook die ewige lewe. En ons sê vir U dankie vir die geskenk van lewe wat U aan ons elkeen gegee het. Maar dat ons lewe nie by 'n aardse lewe eindig nie. Dat ons ook elkeen mag uitsien as gelowiges na die ewige koninkryk. Dankie Here dat
U dit so beskik het dat U woord vir ons elkeen beskikbaar is. En dat U woord vir ons 'n rigsnoer is, 'n riglyn vir hierdie lewe wat ons moet leef. Here, daar waar ons faal om U woord te gehoorsaam, wil ons kom vra vir U vergifnis, Here. En ons wil vra in diepe afhanklikheid dat U wil ook in ons lewe sal geskied. Dankie dat U opgestaan het uit die dood uit. En dat ons in 'n verhouding mag leef met U, ons lewende Here. Amen. Lukas 24 vers 1 tot 12. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met eens staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was en gesê het, die Seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan." Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en al die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daarvoor oorbuk, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy toe terug huis toe. Geliefdes, ons kom uit een van die belangrikste tye, 'n hoogtepunt uit ons kerklike kalender uit. Paasfees. Paasfees waarin ons herdenk het hoe die liefde van God vir die wêreld sy seun aan die kruis gehou het vir ons. Vir ons elkeen het Jesus Christus aan die kruis gesterf. Sy liggaam is in 'n groot graf geberg. Haastig. Want daar was nie tyd vir die gewone gebruike en rituele wat die Jode oor die algemeen uitgevoer het. En op hulle Sabbat, die Saterdag, was dit stil. En daarom so vroeg as moontlik op die Sondag gaan hierdie vroue om hulle rituele uit te voer. Hulle vat reukolie saam, want hulle wil so graag Jesus se liggaam net behandel, net daai laaste eer aan hom betoon. Dit was 'n gebruik wat vir hulle baie belangrik was. En daarom gaan hulle reeds baie vroeg na hulle Sabbat verby is. Want op hulle Sabbat
mag hulle glad nie gewerk het nie. Glad nie naby die liggaam van 'n dooie gekom het nie. Met hierdie groot behoefte gaan hulle dan na die graf toe. En die klip is weggeruim. Toe hulle by hierdie graf ingaan, is die liggaam van die Here Jesus Christus weg. Nie vir een oomblik het hierdie vrouens gedink aan lewe nie. Hulle was nie gefokus op die opstanding nie. Hulle het nie lewe by die graf verwag nie. Hulle verwag 'n lijk. 'n lijk om te behandel. En Lukas vertel vir ons dan dat hierdie vroue nie eintlik dan weet wat om te doen nie. Hulle is verward, geskok. Wanneer ons die ander evangelies ook lees, dan lees ons dat hulle in daardie oomblik onsekerheid gehad het. Maar tog het hulle besef dat hierdie nuus is wat hulle nie vir hulle self kan hou nie. Dat hulle nie kan stil bly daaroor nie. En daarom hardloop hulle dan en hulle gaan vertel vir die disippels. Die disippels dink, maar praat hierdie vrouens die waarheid? Hierdie disippels dink, dit is onsin, soos wat Lukas hier sê. Hulle het nie geweet wat om daarvan te maak nie, of wat om daarvan te dink. Want waar sou die liggaam van Jesus dan wees? Hulle soek na 'n liggaam. Ons lees in hierdie gedeelte, en ook van die ander evangelies, dat daar engele aan hierdie vroue verskyn het. En hulle het die volgende vraag gevra: waarom soek julle die lewende by die dooies? Waarom soek julle die lewende by die dooies? En die engele het vir hulle spesifiek gesê, onthou julle die woorde wat Jesus self gesê het toe hy in Galilea was, dat hy sal sterwe en dat hy die dood gaan oorwin, dat hy op die 3de dag sal opstaan uit die dood. Onthou julle. Jesus het gesê, die graf sal nie die einde wees nie. Ons dien 'n lewende God. Ons Here Jesus Christus het vir ons die dood oorwin. En ons bely dit ook saam as kerk deur alle eeue. Wanneer ons kyk na ons geloofsbelydenisse, geliefdes, dan bely ons in die geloofsbelydenis van Nicea, van Athanasius en ook in die apostoliese geloofsbelydenis, dat die dood nie gewen het nie. Die Here het opgestaan. Ons bely dit met ons mond en ons harte. Maar geliefdes, glo ons dit net? Bely ons dit net met ons monde? Of leef ons dit? Leef ons dat die Here leef?
Wanneer ons kyk na hierdie gedeelte, dan sien ons die vroue het gedink dat die dood beteken alles is verby. Maar die engele het vir hulle gesê, onthou. Moenie vergeet van die belofte wat God self gemaak het nie. Die belofte wat God self gesê het, vervul sal word. Geliefdes, in ons lewe is dit so maklik om te vergeet. Dit is moeilik om te onthou. Dit is moeilik om God se woord te onthou. Dit is moeilik om sy beloftes te onthou. Dit is moeilik om sy getrouheid en sy genade en sy betrokkenheid te onthou. En so dikwels in ons lewe vergeet ons. Ons raak so vasgevang in die aardse dinge dat ons van die Here vergeet. En wanneer ons vergeet, dan begin ons lewe sonder hoop. Ons begin lewe sonder verwagting. Ons lewe dan sonder vrede en sonder vervulling. Ons begin dikwels meer stres as wat ons lewe. Ons is so bekommerd dat ons vergeet om te lewe. Toe die vroue klaar gehoor het wat die engele aan hulle gesê het, en hulle die leë graf gesien, het hulle die ander gaan vertel. Hulle het nie stil gebly nie. Hulle het nie by die graf gebly nie. Hulle het die ander gaan vertel. So dikwels in ons eie lewe is ons geneig om vas te hou aan omstandighede of aan mense wat ons laat doodvoel. Daardie omstandighede of mense wat voel hulle dreineer die lewe uit die mense. En so dikwels lewe ons meer in die verlede of in die toekoms as in die hede. Ons is so dikwels nie werklik teenwoordig in die hede nie. Jesus leef. En omdat hy leef, vra ons die vraag, maar hoe leef ons? Soek ons die lewende by die dooies? Soek ons lewe in geld? Soek ons lewe in besittings? Soek ons lewe in status of in mag? Soek ons lewe in menslike goedkeuring? Menslike verhoudinge wat ons eintlik weet negatief vir ons is. Ons hoef net die Here te soek.
Want dan vind ons waarlik lewe. Omdat hy leef, omdat hy opgestaan het, het ons 'n rede om te lewe soos mense wat gered is. Ons het rede om met dankbaarheid te lewe. Dankbaarheid vir verlossing, vir redding, vir genade. En so dikwels is dit nie sigbaar in gelowiges se lewe nie. Lewe ons soos mense wat gered is. In Romeine 6 vers 8 staan daar, ons het saam met Christus gesterwe en daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons glo dat ons saam met die Here ook sal lewe. Saam met die opgestane Here elke dag sal leef. En dit is maklik om dit te bely. Dit is maklik om hierdie gedeeltes te lees en te sê, maar ek glo nie. Maar dit is baie moeiliker om hierdie gedeeltes te lees, om ons geloofsbelijdenisse te lees en dit te leef. Dit is makliker om te sê, ek glo dat Jesus lewe, as om te leef. Jesus lewe. Jesus is die lewende Here van my lewe. Daar is 'n Engelse gesegde wat sê, all people die, a few people live. Op die einde, geliefdes, gaan ons almal sterwe. Maar gaan ons almal lewe? So dikwels sê ons glo in die opstanding van die Here en dat hy leef. Maar ons leef dit nie uit nie. Wanneer die brandstofpryse styg, dan hou ons op lewe. Wanneer ons kies om meer te werk as om te lewe. Wanneer ons soveel skuld het dat ons ophou om te lewe. Dat ons meer stres en meer bekommerd is as wat ons lewe. Dat ons aftree en ophou lewe. So dikwels kom die aardse dinge in die lewe. En dit kom steel die lewe wat God aan ons so in sy genade gee. Die Here gee vir ons lewe. Leef ons werklik met die lewe wat die Here aan ons gee? Wat beteken dit om te lewe? Dit beteken om werklik met
bewustheid te lewe. Om weer bewus te word van ons sintuie. Om werklik weer bewus te raak van ons asemhaling. Wanneer laas was u bewus van die asemhaling? Die asem wat net die Here aan ons gee. En met elke asem in en elke asem uit, is dit 'n bevestiging van die lewe wat die Here aan ons gee. Wanneer ons hartklop voel of dit monitor of daarna kyk. Om te weet dat ons harte klop en solank as wat ons harte klop, sal die Here by die hart van ons deur staan en hy sal klop. Dis om bewus te lewe van die reuke wat ons het. Die reuk van reën, die reuk van koue. Die reuk van 'n heerlike bord kos. Dis om 'n glas water of 'n koppie koffie te vat en dit nie net af te sluk nie. Maar om werklik net weer bewus te word van hoe proe die koffie? Hoe proe die koppie tee? Hoe proe die water? Dis om te voel. Dis om emosies te voel. Om werklik hartseer en blydskap te ervaar en te beleef en te voel. En onsself weer toe te laat om te voel, om te beleef. Geliefdes, die groot hartseer is dat soveel mense hou op om te lewe, om te beleef, om te ervaar. En wanneer ons ophou lewe, dan kan ons nie leef vir die Here nie. Ons hou dan ook op om vir die Here te lewe. So wanneer ons vanoggend hier saamkom en ons sê ons glo Jesus leef, hoe beïnvloed dit ons lewensuitkyk? Hoe verander en vernuwe dit my verstand en my hart en my lewe? Wat beteken dit om te lewe? Jesus sê vir ons in Johannes 10 vers 10 dat hy gekom het sodat ons lewe kan hê in oorvloed. Dit is wat die Here aan ons elkeen gee. Die geskenk en die gawe van lewe. Hy wil hê ons moet die lewe in oorvloed geniet en beleef en ervaar. Ware lewe is om in 'n lewende verhouding met ons Here te leef. En om vanuit hierdie lewende verhouding tussen ons en die Here, vanuit daai verhouding te leef. Want dan eers sal ons werklik kan lewe, sal ons werklik kan beleef. Maar as ons nie saam met die opgestaande Here lewe nie, is dit so maklik dat wêreldse dinge ons lewe steel. Ons lewe korter maak.
Geliefdes, ons lewe verander en vernuwe net wanneer ons werklik saam met die Here leef. Die Here leef. Bestaan ons net? Of leef ons? Mag ons kies, geliefdes, om nie net te bestaan nie, maar om saam met die lewende Here te lewe. Omdat hy leef, geliefdes, kan ons lewe saam met hom. Mag ons, geliefdes, tot eer van die Here alleen lewe. Elke dag wat die Here as gawe uit sy genade vir ons elkeen gee. Hoe gaan u leef? Of anders leef? Omdat die Here leef. Amen. Geliefdes, ons gaan vanoggend die wegsendingslied sing. En voordat ons die wegsendingslied sing, gaan ons ook die seëngroet ontvang. So kom ons staan. Jesus Christus het aan die kruis gesterf en die dood oorwin, sodat ons elkeen mag lewe in hierdie lewe en ook in die ewige lewe. Mag die Here ons elkeen seën. Mag hy ons gebede verhoor en aan ons sy vrede gee. Mag ons beleef hoe die lewe is saam met die Here. Amen.